gewinstof mag een of twee mense, as jy dalk miskien nie die persoon agter jou ken of langs jou ken nie, kry gou die geleentheid om gou vir hom of haar 'n handdruk te gee en jouself net bekend te stel. Die families hier is so groot, ek dink hulle staan in die oggend op, die tyd dat hulle by die kerk kom, want hulle mekaar nog nie eens klaar gegroet, so baie is daar van hulle. Goed, ek vermoed ons is dan allemaal hier, van my kant af baie welkom, hoop jy het 'n mooi en 'n geseënde week gehad vir die kinders wat in die skool begin het, hoop julle is mooi aan die gang en al ritme gevind. Dis ook maar 1-2-3 veral vir die matriekleerlinge. Die jaar is baie kort. Eintlik, die hele jaar is eintlik net die tweede kwartaal. So sterkte met die laaste jaar en al die laastes wat nou vir hierdie deel van julle lewe dan voor lê. So wat ons aankondigings aanbetref, ek moet net vinnig iets sê oor die prentjie op die eerste bladsy. Die koning het nog geskuif. Dit gaan ons tema wees vir die hele jaar. Partymal gaan ek by die tema uitkom, partymal nie noodwendig nie. Dalk is jy slimmer as wat ek is, of na alle waarskynlikheid is jy slimmer as wat ek is, en gaan dit vir jou makliker wees om dalk die drade by mekaar uit te bring oor hierdie storie. Weet Cynthia het, dalk moet julle die link van daardie video op YouTube, dalk miskien op die kanaal plaas, om na te kyk, maar dis 'n storie van 'n ou wat daar by die museum staan, is 'n skildery van skaakbord, skaakspel wat gespeel word, en daar op 'n stadium toe lê die koning, die prentjie wys waar die koning omlê, wat dan normaalweg beteken dat dit skaakmat is, dat die game, dat die wedstryd oor is, en hier was 'n ou wat lank na die ding gekyk het, en die hele tyd sy kop so geskit het, en op 'n stadium met 'n ou dame om te kom en van vra, meneer, is maar probeer maar wat ook al, iets met die skildery dalk verkeerd, of iets wat jy raak sien as 'n kunstenaar, en toe sê die ou, daar's iets wat hy nie verstaan nie. Wat sê die persoon, wat verstaan jy nie? Hy sê, hy kyk na hierdie spel, en hy sien dat die koning lê om. Wat beteken die spel is oor? Hy sê, maar as ek nou mooi na hierdie kyk soos wat al die skaakstikkel op die bord is, en daar waar die koning gestaan het, die spel is nog nie verby nie, die koning het nog geskuif. En dis vir ons geestelike lewe is dit ook so, baie keer voel jy vasgeverf, dalk voel jy die lewe druk, dalk voel jy, hier's net nie uitkomkans nie. Dan is dit die storie waaraan ons mekaar wil herinner dat die koning het nog geskuif, en hierdie storie is veral mooi van toepassing wanneer ons by Paasfees kom, dat die koning het nog geskuif. Maar net vanaf al die aankondigings wat daar is, op die lys van voorbidding, dink nog steeds aan Tinkie, Rose wat besig is, of haar laaste behandeling wat sy gehad het, dat sy nie lekker met die chemo, hulle het alles gestop, en dan sal nou maar weer vorentoe, sal hulle kyk, en Drina wat vanmorgen by ons is, wat ook besig is met behandeling, ons ook maar vir jou sterk te sê, hoe sal enige van ons wat nog nooit daai paadjie geloop het, en hoe sal ons nou weet,
wat doen dit alles aan 'n mens? Wees maar net bewus daarvan dat ons dink aan jou, ons dink aan julle wat die pad moet loop en vir mekaar moet help. Alana wat nog besig is, ek weet jy op stadium sê jou naam moet afkom, maar dan ek dink, hou jou maar op, want as ek weer hoor, dan sê ek met jy was alweer in die hospitaal gewees, maar sy sê, het gaan goed, sy skoudervervanging gehad, en blad gebreek, en klomp goeders, maar sy is dan nog weer by die punt waar sy met die regterarm en met die regterhand groet, en Tannie Ellie seën ook vir elke dag. En dan die ding oor disippels, maak disippels, nou ja, die tafels wat julle hier voorsit, is nou nie dat julle vanmôre dink dat jy ergens geroep gaan word om eksamen of toets te skryf nie. Dis maar ons tafels wat ons gebruik, waar ons besig is met hierdie opleiding, is 'n 9 weke kursus, disippels, maak disippels. As jy enigiets ook meer daaroor wil weet, jy is altyd welkom om met my dan ook daaroor te praat. Dan al die verjaarsdae wat hierdie week gaan plaasvind. Ek sien vir Erik hierso. Hoop jy 'n mooi dag, seënryke dag, en dan ook die jaar wat voor lê, nee, dink aan jou Zachary, daarso. Hoop jy 'n mooi dag. Ek hoop as ma jou kosblik gaan pak, dan gaan daar 'n lekker ietsie of 2 wees vir die dag wat jy sal onthou dat jy verjaar. Goed, en dan ons skrifgedeelte wat wat sy naam Cynthia, wat sy vir ons afdruk, so ons dit het, en dan al die ander inligting agter, die datums om te onthou. Die gebedsgeleentheid op 'n Woensdag, wil maar net vandag weer sê, as dit vir jou moontlik is, kom bid saam met ons. Dis nie net 'n oomblik wat ons, of 'n paar oomblikke wat ons bid nie, daar's ook mooi geleentheid wat ons het om bietjie saam met mekaar te gesels, om mekaar se nood te hoor, om met mekaar te deel wat ons in die lewe ervaar. So as jy graag ook daar wil kom inskakel, jy is meer as welkom. Vanmôre is ons 'n gedeelte wat ons by die jaarprogram volg. Dis die 4de verskyningssondag. Die deel van die jaar waarin ons dan oor gedeeltes in die Bybel nadink, dat vir watter rede het Jesus na die wêreld toe gekom? Ja, ons weet hy het gekom om vir ons te sterf. Maar hierdie deel van ons jaar wil vir ons help dat ons kan fokus op die dinge wat Jesus gekom het om vir ons mee te help. Dis baie meer. Jesus wil hê ons moet baie meer sien as net dat hy vir ons sondes gesterf het. Hy wil vir ons help dat ons sal raak sien, hy die koninkryk vir ons kom oopbreek. Die Vader se hart. Hy het in die wêreld toe gekom om vir ons te kom help met hoe is ons veronderstel om elke dag te leef. Want ons het nie 'n beter voorbeeld as die voorbeeld van Jesus Christus. Daar is baie mense wat mooi voorbeelde het en na aanleiding van die beeld in die Bybel van, daar's mense wat mooi voetspore nalat waarin ons kan volg. Maar elke mens het foute en tekortkominge en sondes. Maar die Here is by uitstek, is hy ons voorbeeld. En vanmôre gaan ons by Psalm 19 stil staan.
En ek wil net met hierdie een vers dan vanmôre begin, dat dit ons fokus is vir waar ons nou is, vir aan die begin van die diens. En hierdie vers sê, die hemel, ander woorde, die uitspansel, alles wat ons daarbo sien, die son, die maan, die sterre, en dit wat nog baie verder as dit sê, lê, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel, maak die werk van sy hande bekend. Ek hoop dus vir jou ook aangrypend, en terselfdertyd dat 'n mens iets beleef van hoe klein jy word, is dat hy wat dit alles gemaak het, ons as ek myself net in die rede kan val, ons probeer altyd buitekant toe kyk, wat lê agter daardie ster, wat lê agter daardie planeet, wat lê agter, en so probeer ons al verder en verder dink, waar lê die einde? Ek weet nie, die Voyager of wat ook al wat hulle die lig ingestuur het, is nog steeds besig om van ons al weg te beweeg en foto's te stuur. Maar ek en jy sal nooit by die einde uitkom. Nou as 'n mens dink hoe groot is die Here, is hy kyk van buitekant af in. Hoe groot moet hy nie net wees nie? En dan lê die aangrypende van môre daarin. Hy is hier. Langs my en jou, wens baie keer, ek wens ek kon sien waar is die Here nou. Sit hy dalk op een van die banke agter die klavier, sit hy dalk daar bo, sit hy dalk hier agter by my, maar hy is hier. En hy wil vir my en vir jou kom ontmoet. Elkeen van julle het julle eie besondere lewe en die dinge waarmee jy worstel. En die Here wil vir jou ontmoet daar waar ek en jy is. En dat hy nou al vir my en vir jou wil sê, as ons net nou hier klaar maak, en as jy teruggaan na jou huis toe, as jy teruggaan na jou boeke, as jy teruggaan na jou werk, as jy teruggaan na jou vriende en jou familie, dan wil die Here sê, dan sal ek ook daar saam met jou gaan. Because nobody gets earlier up than God. Met dit in gedagte kom ons buig die hoofde, daarmee bedoel ons gee erkenning daaraan dat die Here groot is. Ons buig ons hoofde omdat ons ook terselfdertyd wil sê, Here, as ons na ons lewe kyk, voel ons eintlik skaam om U in die oë te kyk, want ek weet my lewe is nie altyd soos wat dit moet wees nie, of heel dikwels nie soos wat dit moet wees nie. Maar kom ons gee aan die Here eer en erkenning, en ons dank hom vir die oomblikke wat ons saam met mekaar in sy teenwoordigheid kan stil word. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir U dankie vir nog 'n dag, vir 'n dag met nog geleenthede. Ons sê vir U dankie vir die lug wat ons in ons longe kan inasem. En ons bid dat U inderdaad, soos wat ons so pas vir mekaar gesê
dat U ons elkeen vanmôre sal ontmoet. Dankie dat ons kan weet, dat ons ook daaraan kan vashou, dat U leef en U is by ons lewens betrokke. Ja, as daar wense is wat ons kan wens, dan sal ons seker onder andere vir U wou sê, Here, ons wens dat ons vanmôre U sagte hand op ons skouers kon voel. Ons bid dat U vir ons in U woord sal ontmoet. Dat dit wat ons vanmôre uit die woord met mekaar gaan lees en 'n paar gedagtes met mekaar gaan deel, dat dit alles sal meewerk om U nog so 'n bietjie beter te kan leer ken. Nog so ietsie meer kan verstaan wat U bedoel, hoe ons as mense moet lewe. Vanmôre, Here, van my eie hart en kom bid ek dit as voorganger in ons geleentheid vanmôre vir mense wat alleen is. Vir mense wat alleen ergens daar by 'n huis is, alleen by 'n hospitaal, alleen by 'n inrigting. Ja, ook hulle wat ten spyte van mense om hulle, ten spyte van vriende, ten spyte van familie, ook hulle wat hulle self eensaam en alleen ervaar. Vir hulle wat aan môre dink as nog 'n berg wat moet uit. Wat aan hierdie week dink as nog 'n berg, nog 'n opdraande wat ek moet uit. Sal U vanmôre, Here, ons gebede vir die sulkes verhoor. Dat hulle onwillekeurig sal weet, al is mense se arms te kort en se hande toe, U arm is nooit te kort om nader te trek nie. En U hand is nooit te klein om op te tel nie. Seën dan vir ons vanmôre en laat U heerlikheid wat daar in Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het, oor ons lewens die wag hou. In U naam bid ons dit. Amen. Broer en suster, genade en vrede en blydskap vir elkeen van julle. Dit kom van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en wat vir ons elkeen 'n werklikheid gemaak word deur die teenwoordigheid van God se Heilige Gees. Nou kom ons sing 2 of wat liedere saam, want Psalm 19 gaan oor hoe die Here homself bekend maak. Ons gaan dit lees, natuurlik hoe dit in die natuur na vore kom, maar dan ook so 'n bietjie meer as dit, dat ons die Here nie net in die natuur raakloop nie. So die eerste lied wat ons wil sing, of wat ons gaan sing, sê, as ek die hemel
aanskou. Ons kan net so bly sit wanneer ons dit sê.
vir jou voorhou en vir my voorhou, en dat ons daarin dan ook hoor, wat is die droom van die Here vir my en jou lewe? En hoe wil die Here hê moet ons lewe en wat moet daar uit ons lewe na vore kom? Matteus 22 van vers 34 af. Toe die Fariseërs, die Fariseërs was die ouens, hulle het verskriklik streng en nougeset gelewe aan die hand van die wette. En as ek nou praat van die wette, dan is dit soos wat die klomp Israeliete dit in Exodus 20 en ook in die eerste 5 boeke, alles wat daar in Levitikus na vore kom, hoe hulle aan hierdie wette getrou gelewe het, gehoorsaam gelewe het. Net vir die van julle wat dit dalk miskien nie al gehoor het ergens toe ek dit al gesê het nie, die Fariseërs, hulle het seker omtrent 'n stuk of 1300 wette gehad, aan die hand waarvan 'n mens moet lewe. Nou as ek dink 1300 wette, is ek oortuig daarvan dat ergens in die loop van Maandag, of in die loop van Dinsdag, of in die loop van Woensdag, Donderdag, Vrydag, en Saterdag en Sondag, dan gaan ek na alle waarskynlikheid ergens een van daardie wette verbreek. En die oude Fariseërs, hulle was so streng gewees, dat hulle onder andere 'n wet gehad het, dat as jy op 'n Sondag by die tafel gesit het en jy jou stoel onder die tafel ingeskuif het. En vandag het ons teels en ons het matte en wie weet nie wat alles in ons huise nie, maar hulle het na alle waarskynlikheid het hulle een of ander saamgekompakte vloer of iets gehad. En as daardie stoel se pote sulke vore gemaak het, dan het hulle gesê jy het geploeg. En die probleem is met so baie wette is dat 'n mens later nie meer weet watter wet gaan ek hou mee en dan begin ek ook outomaties ophou om te leef. So toe hierdie ouens nou hoor dat Jesus die Sadduseërs, hulle was 'n groep mense wat geglo het dat daar bestaan nie so iets soos die opstanding uit die dood. As jy doodgaan, dan gaan jy dood, net hierdie lewe. Nou van tevore, die gedeelte voor die tyd, het Jesus nou met daai klomp Sadduseërs gepraat oor die opstanding uit die dood. Maar toe die ou Fariseërs nou hoor dat Jesus het hulle nou eintlik 'n goeie les geleer. Toe kom daar nou een van die Fariseërs na Jesus toe en dan lees ons en hy het hom met 'n vraag probeer vastrek. Ander woorde vir die kinders, hy het 'n vraag probeer vra om Jesus mee vas te vra. Dat hy daaraan gedink het dat Jesus gaan nie 'n antwoord hê nie. Meneer vra, uit al die wette wat ons het, wat is nou die een wet wat uitstaan? Wat is nou die een wet wat die belangrikste is? En dan sê Jesus vir hom, eintlik is daar nie een wat bo die ander uitstaan. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, alhoewel jou hele lewe, en met jou hele verstand. Daai 3 dinge, dit sê omtrent vir 'n mens, jou hart, jou siel en jou verstand, sê eintlik, dis, as jy nou kenmerke aan 'n mens wil gee, dan gaan jy daai 3 kenmerke uitlig. Sê, dis hoe jy die Here moet lief hê. Hy sê, dis die eerste gebod, maar daar is ook 'n tweede een,
net so belangrik is, wat op dieselfde vlak staan. En dit is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Ek vermoed ons sal dit elke dag en elke week en vir die res van ons lewe sal ons dit seker altyd vir onsself en vir mekaar kan sê. Dit is eintlik maklik om die Here lief te hê. Hoekom nie? Want ek bedoel, hy is die een wat vir ons lewe kom sterf het. Dit is eintlik nie moeilik om vir hom lief te wees nie. Want hy is die een wat vir my sorg. Hy is die een wat my pad vir my gelyk maak. Hy is die een wat na my omsien. Maar as dit by daai een kom van jou naaste, ja, dan is dit nou maklik om die ou wat in Japan bly, of vir hom lief te wees, wat die Bybel sê, ek moet vir my naaste lief wees. Hy is ook my naaste. En die ou in Zimbabwe is ook my naaste. En die ou in Amerika, en so kan ons reg deur die wêreld gaan. Martin Luther, die ou bekende kerkvader wat die meeste van ons ken, hy het gesê, dis eintlik 'n baie onbetrokke vraag om te vra, wie is my naaste? Want my naaste sit die wêreld vol. Dank Vader, ek gaan nie met watter ou wat jy dalk nie van hou in die wêreld. Want ek bedoel, wat kan ek doen? Ek het nie sy telefoonnommer om hom te bel nie. Ek het nie sy telefoonnommer om vir hom 'n WhatsApp te stuur nie. Maar om vir die ou lief te wees wat langs my woon, wat in dieselfde klaskamer sit as ek, wat 'n boelie is, om saam met 'n kollega te werk wat jy weet wat oneerlik is en wat korrup is. Om vir 'n familielid lief te wees, wat jy weet, hierdie familielid, almal in die familie, hou eintlik nie baie van hom nie. Dan sê Martin Luther, dis eintlik nie wie is my naaste nie, maar vir wie kan ek 'n naaste wees? Die ou wat op 'n Dinsdag of 'n Woensdag, weet nie wanneer kom haal hulle die swart sakke by julle huise nie. Dan kan ek vir die ou, weet mos nie hoe lê die Here dit op elke ou se hart nie. Dalk sien ek die een ou elke week. Dan kan ek vir hom 'n naaste wees deur vir hom 'n brood en 'n halwe liter melk daar neer te sit. Dan kan ek vir die ou wat saam met my in die winkel is, en ek het 'n vol trolly met 2.000-3.000 rand se goed wat opgelei moet word. Dan kan ek vir die ou wat agter my net 'n mandjie het met 'n brood en melk vir hom sê, nee, kom meneer, kom stap voor my in, ek gaan vir jou lank besig hou. Jy het net 2 items. En ek en jy wat vir mekaar 'n naaste kan wees. En ek vermoed is wanneer ons by daardie gedeelte kom, of by daardie deel van ons lewe kom, dat ons agterkom, dat soms is dit nie altyd so maklik om Christen te wees. Dit is maklik om Christen te wees,
op 'n plek soos hierdie. Dit is bietjie moeiliker om Christen te wees wanneer ons tussen ons volksgenote in 'n winkel stap en die ou wat voor jou is, gesels met die ou agter jou, maar eintlik kan die ou wat 100 mense agter toe staan, kan nog ook hoor. En om dan dit wat jy binne in jou beleef, om dit nie bekend te maak nie. En ek wil vir jou vra dat jy saam met my dan ook vir 'n paar oomblikke en sal saam bid om ons bely ons sonde voor U Here. Ook oral waar ons dalk betrokke moet wees wat ons nie is nie. Wat ons dalk miskien vanmôre ook as ons eerlik moet wees, dat ons moet sê, ek het nou nie regtig hierdie week vreeslik gehelp om van hierdie wêreld 'n beter wêreld te maak. Toe ek die telefoon geantwoord het, was ek meer ongeskik as wat ek dalk vriendelik was. En het ek onnodiglik voor iemand ingeswaai met my motor, toe ek nie moes nie, of onnodiglik dalk my een vinger op my hand meer gebruik het as wat ek moes. Kom ons bid saam. Here, daar is ons nou niks wat ons vir U kan wegsteek nie. Ja, vir mekaar. Dit doen ons nie net nie, maar ons kry dit ook maklik reg. Maar U sien tot in ons diepste binneste. Ook al die verkeerde gedagtes en die verkeerde gesindhede. Ons kom bely dit voor U. En as ons in hierdie week 'n ding gedink het wat ons nie moes nie. As ons iets gesê het wat ons eerder moes stil gebly het. En enige verkeerde gesindheid wat daar in ons was. En plekke waar ons saam met die wêreld gepraat het. Here, dan kom sê ons vir U, ons is jammer. Jammer dat ons hierdie wêreld eintlik slegter agtergelaat het. En dan wil ons nie net vir U sê, ons is jammer en ons vra om vergifnis nie. Ons kom bid terselfdertyd ook. Geef vir ons die krag, Here, en geef vir ons die geduld om môre beter te leef. Om môre stadiger te leef. Om beter te beplan aan ons lewe. Want wanneer ons vanmôre hier is, Here, dan kom sê ons eintlik, ons maar net een ding vir U, en dit is, ons wil U naam verheerlik. En ons bid dat U ons daarmee sal help. In Jesus se naam vra ons dit. En in Jesus se naam dank ons U dat U ons van ons sonde skoonmaak. Amen. En ek wil jou nooi om saam met my ook jou geloof te bely, kom ons staan wanneer ons hierdie lied sing.
nou ver in die diens, maar as jy vanmôre inskakel of dalk ergens op watter tyd inskakel, natuurlik is jy ook baie welkom en dankie dat jy ook inskakel. Ons hoop en vertrou dat jy dan ook saam met ons in die teenwoordigheid van die Here deel. Deidre het verskoning gemaak vanmôre. Susan Miller het verskoning gemaak, Chris Elsel het verskoning gemaak. Dis mense wat ek van weet, by disciples, maak disciples, is dit maar net iets wat ons probeer inoefen. En dit is ook maar net om dan te sê, en ek hoop dat ek dit gereeld sal doen, ook sal onthou om te doen, wanneer as jy nie kan wees nie, sê maar net vir ons, dan weet ons jy hou ergens lekker naweek of so, hier is nie om te check of jy hier is of om iemand op 'n slegte plek te plaas word. So ek wil graag Psalm 19 met jou deel en ek gaan net 'n paar gedagtes met jou deel, baie kort wees. Ook hierdie gedeelte wil die Bybel vir ons kom help om iets te verstaan van die verskyning van die Here. Vir die koorleier Psalm van Dawid, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. As 'n mens nou in die aand ergens buite gaan sit, veral as jy op 'n plaas kan wees, weet 'n nag of wat ek al in die Karoo was, jy gaan staan daar ergens, ons dit doodstil. Jy hoor net mooi niks. En dan is dit sonder spraak en sonder woorde, hoor jy die sterre en die planete en die maan, hulle praat met jou. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. As jy die van julle wat vroeg opstaan, ek is nou maar een van die slegtere ouens wanneer dit by die oggende kom, maar die ouens wat vroeg opstaan, nee, sal ons iets hiervan kan sê van hoe aangrypend mooi is dit wanneer die son in die môre opkom en as jy doelbewus opstaan. As jy dalk by die see is en jy gaan sit daar ergens op die strand en jy sien hoe die son opkom, nee, dan kom sê die skrywer, dan is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Daar's blydskap, daar's vreugde. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder. En oral waar hy skyn, daar val sy lig. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed, dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg, elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. Die dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Wie sien sy eie dwalinge raak? Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes, laat hom nie oor my heers nie. Dan sal ek onberustig wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink, tog vir U aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Net daardie
gedeelte wat ek saam met jou wil lees. Nou vir die tema van môre het ek gedink aan hierdie woorde, wat maak ons met wat ons weet? Dit geld ons vir ons hele lewe. Die kinders op skool mag dalk miskien nou nie so daaraan dink, soos wat ek nou vir julle wil sê nie, is dat as jy op skool is, dan dink jy, man, weet jy, ek gaan 'n straatveer eendag word. En ek dink nou nie 'n straatveer het wiskunde en wetenskap en biologie en aardrykskunde en geskiedenis nodig. Ek wil eendag ergens sommer net telefoon antwoord. Dit kan toch seker nie so moeilik wees om 'n telefoon te antwoord nie. Ek sien my ma en my pa praat gedurig op die foon en ek sien ander mense praat op die foon. Ek dink nie dit kan so moeilik wees om 'n foon te antwoord. Wat maak ons met wat ons weet? Ek het sommer net so 'n paar prentjies gaan 'n bietjie gaan soek. That's what I do. I cook. I know things. Althans dinge wat ek weet. Van bak en brou en van koek maak, kan jy my niks vertel. Ja, van siektes, ja, ek stel nie eens daarin belang nie, so ek gaan nou nie probeer om deel te neem aan so 'n gesprek. Motors regmaak, maar my motor moet ek net aansluit en die kar in rad sit en dan wil ek ry. Maar van kos maak, daarvan kan jy my niks vertel nie. Nou weet nie of hy so helder is nie, maar hier so staan op hierdie prentjie, if you don't know what to do, make a step forward. As jy nie weet wat om te doen nie, moet om hemelsnaam net nie stil staan. En die weermag het ons gepraat van die pas markeer. Dis wanneer 'n soldaat daar op een plek staan en marcheer, op en af. Nee, een been op, ander een staan. Markeer die pas. Jy lyk baie besig. Maar jy gaan nergens heen nie. So as jy nie weet wat om in die lewe te doen nie, moet om hemelsnaam net nie stil staan nie, maak of gee 'n tree vorentoe. En dan een wat ons almal baie bekend mee is, en ek kan talle voorbeelde uit ons elke dag se lewe opnoem, maar jy weet wat ek doen. Daar by ons in die huis sport ons baie keer, ons kyk graag die Grand Prix, en die van julle wat vir Kimi Räikkönen ken, as ek nou reg het, dit is hy wat ergens wat hy gery het, en dan sê sy span vir hom, hy moet nou 'n bietjie vinniger begin jaag en al dies meer, dan sê hy vir hulle terug, maar los my uit, ek weet wat ek doen. En so is dit vir alles in ons lewe. Vooral vir ons manne. As ons ry en ons is besig om in ons glorie in te verdwaal, en ons vrou sê vir ons dit of dat, en dan sonder om te erken ons is verkeerd en ons is verdwaal, en ons sal ergens stop en vra, dan sal ons eerder sê, man, ek weet wat ek doen. Nie as jy dan nie op die dame kan vir my anders vertel. Wat maak ons met wat ons weet? En wanneer ons nou op 'n Sondag hier by mekaar kom, dan vertel ons eintlik vir mekaar hierdie gedagte wat ons geestelike lewe aanbetref. Daar's baie dinge in die lewe wat ek eenvoudig net nie weet nie, en wat ek nooit in my lewe sal weet.
Ek sal nooit 'n goeie wiskundige wees. En ek sal nooit 'n paar dinge weet hoe om dit ordentlik te doen nie. Maar op die geestelike terrein van my en van ons lewe, dink ek het ons almal al genoeg bymekaar gemaak dat ons kan weet wat ons het. En ons het dit net nog maar so pas weer beleef. Ek het dit weliswaar net in die gebed gedoen, en dit is dat ons weet ons sondes is vergewe. Maar wat doen ons met wat ons weet? En daarvoor gaan ek regtig gaan baie kort wees, want ek hoop dat met hierdie tema van wat maak ons met ons weet, sal Psalm 19 sommer net ewe skielik so oopval. Dis twee groot bene waarop hierdie gedeelte staan. Die een is die algemene openbaring. Met ander woorde, as ek en jy buite toe gaan en ons sien die son, vanaand kyk ons na die maan, dink vanaand is dit weer volmaan, ek dink hy weer een of ander naam. Ons kyk na die maan en na sterre en na plante en na die reën en 'n klomp goedes. Dan sê ons vir onsself, iemand moes dit gemaak het. Nee, daar is ouens wat glo dit is maar net daar. Die goed het sommer maar net ontplof en ewe skielik is dit daar. Maar ek en jy as Christen, ons sê, wanneer ons na die son en die maan en die sterre en al dies meer kyk, dan sê ons, iemand moes dit gemaak het, dank Vader, ons het hom leer ken. Ons weet, dis die Here wat dit gemaak het. Ons weet, hy het geskep. En ons glo dit en ons hou daaraan vas. En daar's baie dinge in hierdie lewe wat nie vir ons sin maak nie, maar ten minste weet ons dit. Hierdie iemand wat dit gemaak het, wat baie groot is. Ons weet wie hy is. Die tweede been, en jy kan maar meer daarvan gaan lees in daardie eerste 7 verse. Iemand moes dit gemaak het. Nou, daar's 'n storie wat ek eendag gelees het van 'n ou wat uit so hard probeer om hierdie ou wat glad nie geglo het nie, om vir hom te help, dat hy ook tog net by 'n punt kan kom om die Here te glo. Want die ou hy het glad nie geglo nie. Hy het nie geglo dat die son en die maan en sterre en goeds maar net daar. En hierdie vriend het toe gegaan daar in sy kamer en hy het begin om die hele uitspansel, die son en die maan en die sterre en die aarde en planete, het hy alles begin bou. Het hom lank gevat om dit te doen. En eendag toe hy klaar is, toe nooi is hierdie vriend van hom wat nie glo nie, toe nooi hy hom, sê, kom kyk bietjie hier. Dan stap daar in sy huis in die kamer in hierdie ou se mond val omtrent letterlik oop. Toe hy hierdie aangrypende kunswerk sien. Hy sê vir hom, dit is wonderlik, wie het dit gemaak? Hy sê, nee, dit is maar hier. Hy sê, dit is onmoontlik. Iemand moes dit gemaak het. Sê, dit is wat ek heeltyd vir jou probeer sê. Die tweede een is, wanneer ons van die algemene openbaring, wat vir ons almal daar is om raak te sien, dan spring ons na die besondere openbaring. Daar's mense wat nou weet, nee, en daar's ouens wat sê, iemand moes dit gemaak het, maar hulle weet nie vreeslik baie nie. Ek loop sommer hier so voor, julle tweekies. Sê, maar dit soek nou plek om goue draai te loop. Daar's mense wat glo, nee, iemand moes dit gemaak het,
maar hulle kom nie in daardie persoonlike verhouding met die Here te staan nie. En dis waar hierdie skrywer kom om te sê, hierdie boek, dit wat ons in die blaaie van hierdie boek raakloop, dis nie sommer net algemene dinge wat aan ons bekend gemaak word. Hierin, hier van vers 8 af, dan lees ons, die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. So as jy wil weet hoe om te lewe, as jy wil weet van jou toekoms, as jy wil weet van die hiernamaals, dan gaan jy na die Bybel toe. Want dit wat ons hierin loop, ek gaan nie by dit alles uitkom nie, maar hy sê die onderwysing van die Here is betroubaar. Jy kan maar gaan glo, ek en jy kan maar glo wat ons in die Bybel raakloop, en dis wat Jesus gekom het om te doen, om vir ons te sê, dit wat ons in die woord raakloop, dit is lewe. Baie mense bestaan net. Ek het nou die dag 'n ding gepost. Baie mense gaan dood voor hulle sterf. Dit wat ons in die woord raakloop, is betroubaar. As jy nog onervare is, dit gaan vir jou help, dat hierdie lewe 'n beter lewe kan wees. En dan nie net vir my nie, en dat ek dit dan ook kan gaan uitdeel. Daarom is die vraag, wat maak ons met wat ons weet? Hy sluit hierdie Psalm so mooi af, wanneer hy vir die Here vra, Here, mag wat ek sê en wat ek dink, tog vir u aanneemlik wees. As ek dit sommer net in my eie woorde kan sê vanmôre, Here, mag u trots wees op die manier wat u kinders lewe. Ek wens ek kon meer tyd met jou spandeer, ek wens ek kon meer dinge uit hierdie gedeelte met jou deel. Die jaar het eintlik maar so pas begin. En wanneer ek en jy nog op 'n manier steeds vorentoe kyk vir hierdie jaar, dan bly dit 'n vraag wat ek en jy vir onsself aanhoudend moet bly vra. Kersfees het maar net so 'n bietjie meer as 'n maand gelede plaasgevind. Wat maak ons met wat ons weet? Wat mag die Here vir my en vir jou seën? En mag dit wat ons uitleef, met dit wat ons weet, dit wat ons uitdeel, mag dit help dat my en jou lewe inderdaad as Christen vreugdevol sal wees. Amen. Here, ons wat vanmôre hier is, sê vir U dankie dat alles wat ons daar buite in die natuur sien, vir ons daaraan herinner, dis U, Here, wat dit gemaak het. Niemand anders kon skep, kon so fyn skep, soos wat U dit doen.
Ons wat hier is vanmôre sê ook vir U dankie. Dat ons vanmôre nou vir U weer eens in die Bybel kom raakloop. En dankie dat die Bybel vir ons baie meer is as net om te lees. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan. Want dat die Bybel ook vir ons sê, wanneer ons die Bybel lees, dan bring dit lewe. Seën vir ons, wanneer ons môre in die wêreld moet gaan leef. En kan ek namens ons almal vir U vra, Here, en eintlik wil ons dit nie vra nie, want dan vra dit iets van ons wat ons dalk nie altyd gereed is om te doen. Maar Here, sal U in hierdie week, sal U vir ons geleenthede gee. Sal die mense oor ons pad bring, dat ons vir hulle kan vertel van die Here wat ons dien. In Jesus se naam word ons dit. Amen. Nou weet jy, tyd van ons net een vers sing, en dit is hierdie lied, O Heer my God. Kom ons sluit daarmee af. En dan nooi ek vir jou, as jy nie te haastig is nie, kom drink 'n koppie tee of koffie saam. Op die oomblik nog hier agter in die konsistorie. Ons sal volgende week, oor 2 weke, dan sal ons weer ons tafels hier voorsit. So, as jy nie te haastig is nie, kom gerus hier na agter asseblief. Kom ons sluit met hierdie. Ontvang die seën van die Here en gaan van hier af terug na jou lewenswêreld toe met die wete dat ek gaan in die groot naam van die Here wat alles gemaak het, Vader, Seun en Heilige Gees, ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn. Amen.